Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag die 30ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: polisie skiet 6 ontvoerders dood in die Oos-Kaap. Nuus hooftrekke vir vandag lyk so: polisie laat ontken aantuigings wat sy dogter as 'n brigadier aanstel. Polisie skiet 6 vermeende afpersers dood in die Oos-Kaap. TikTok gaan dalk deur 'n klomp ryk mense aangekoop word. Adjunkt-president vra vir vreedsame oplossings in die oorlogsones. 120 jongbokke vernie die Aussies in die wêreldkampioenskap in Italië. Springbokke slag die Barbarians in die DHL stadion in Kaapstad. Die polisie het inligting ontvang dat 6 gewapende afpersers besig was in die omgewing van Mthatha op die R61 pad. Verskeie afpersingsklagtes is die afgelope tyd deur die plaaslike polisie opgevolg, so hulle was ten volle gereed vir enige voorval wat sou opduik. Die polisie was maandag besig, ook met 'n gebruikelike klopjag. 'n Voertuig wat as vandag voorgekom het, is daar op die R61 gemaan om te stop. Die insittendes, wat 6 mans was, het vinnig uit die voertuig geklim en dadelik op die polisie begin skiet. Volgens die polisie het hulle dadelik die geweervuur beantwoord uit noodweer. Volgens die polisie se verklaring is al 6 misdadigers doodgeskiet in hierdie skietery. Met nader ondersoek is vasgestel dat 4 persone in die besit was van die oorledenes. Die wapens wat in die aanval gebruik was, sal nou ook vir ballistiese toetse ingestuur word te bepaal of wat wel verband hou met ander misdade wat onlangs gepleeg is. Die LER van die polisie in die Oos-Kaap het genoem dat die polisie geensins enige wetteloosheid sal duld nie en ferme optrede sal teen misdadigers gedoen word. Sou enige misdaad vermoed word, mag die polisie sodanige mense arresteer en die saak ondersoek. En die polisie sal ook nie skroom om hulle self te verdedig, sou hulle aangeval word nie. Geen verdere inligting is tans bekend oor die sake waarmee die afpersers verbind word nie. Tydens die aanval is volgens die polisie se verklaring dat geen polisiebeampte beseer was of enige skade aan staatseiendom aangerig is nie. 'n Senior lid van die Valke ontken ten sterkste aantuigings dat sy dogter Daniel Mokwele as 'n brigadier in die polisie aangestel is. Brigadier Mapome Mogajane het gister by navraag die aantuigings deur 'n anonieme polisiebron aan die koerant as leens agterbaks en ligsinnig afgemaak. Mokwele, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, hoof van misdaad en intelligensie en 5 ander polisielede is donderdag in hegtenis geneem en staan tereg op 4 aanklagtes van bedrog en 4 van korrupsie. Die saak hou verband met Mokwele se beweerde onreëlmatige aanstelling sonder die vereiste kwalifikasies van buite die polisie as 'n brigadier in misdaadintelligensie. Die woordvoerder van die Valke sê oor die jongste beweringe, hulle hanteer die kwessie. Intussen word generaal Fanny Masumola, nasionale polisiekommissaris, deur die ondersoeker Paulo Sullivan met 'n hofgeding gedreig indien hy Mokwele, Khumalo en hulle medebeskuldiges nie teen vandag gaan skors nie. 6 van die beskuldigdes, behalwe Lushaba, is Vrydag op borgtog van R10.000 elk vrygelaat, nadat hulle vir eerste keer in verband met hierdie saak in die Landdroshof in Pretoria verskyn het. Hulle staan tereg op 4 aanklagte vir korrupsie en 4 van aanklagte van bedrog. Lushaba het nie borgtog gekry nie, omdat hy van 'n bylaag 6 misdaad aangekla word en omdat hy ook in 'n ander afsonderlike saak op korrupsieverwante aanklagte tereg staan. President Donald Trump het gesê 'n groep kopers is vir TikTok gevind. TikTok word weens sy bande met China deur 'n verbod in die VSA bedreig. Dis 'n groep welgestelde mense. Hy het niks meer onthul nie, behalwe om te sê hy sal hulle identiteit oor ongeveer 2 weke bekend kan maak. Volgens Trump sal China waarskynlik goedkeuring vir die verkoop moet gee en ek dink president Xi Jinping sal dit waarskynlik doen. TikTok word deur die Chinese gesetelde internetmaatskappy ByteDance besit. Middel Junie het Trump die sperdatum vir die gewilde video-app met nog 90 dae verleng om 'n nie Chinese koper te vind en einde te verhoed dat dit in die VSA verbied gaan word. Kundiges in die tegnologiebedryf beskryf TikTok geveg as 'n simbool van tegnologie wetywering tussen Amerika en China. Ek het 'n warm plekjie in my hart vir TikTok het Trump vroeg in Mei aan die koerante gesê, as dit uitstel nodig het, sal ek bereid wees om uitstel vir hierdie app te kan gee. Adjunkt-president Paul Masitile is bly oor die gesprekke oor die skietstilstand tussen Israel en Iran. Ons in die suide veroordeel die aanval op die Iranese volk baie. Ons is optimisties dat 'n wapenstilstand tussen Israel en Iran sal hou. As Suid-Afrikaners verstaan ons ten volle die impak van oorlog en onstabiliteit op gewone mense en lewer 'n betoog vir permanente wapenstilstande in alle konflikte oor die wêreld heen.
Ons doen daarom 'n beroep op alle jong mense oor die wêreld heen om te verenig en te vra vir vreedsame oplossings op elke platform, volgens hom na die globale suide waarvan Suid-Afrika 'n lid is sy stem hoor in instellings soos BRICS, die Afrika-Unie en die G20 waarvan Suid-Afrika die voorsitter is. Masitele dink die G20 bied vir Suid-Afrika 'n strategiese geleentheid om globale beleidsbesprekings te vorm om die vermoëns van jong mense as verteenwoordigers van inklusiewe ekonomiese transformasie, inklusiwiteit en volbaarheid vooruit te hou. Die miljardêr en Amazon-stigter Jeff Bezos en die joernalis Lauren Sanchez, wat Vrydag op 'n eilandjie in Venesië getroud is, maak gereed vir verdere vieringe in die Italiaanse stad. Die 3 dae lange vieringe vir die troue het leidens verskeie berigte Saterdag 'n hoogtepunt bereik met 'n plegtigheid op 'n middeleeuse skeepswerf waar Lady Gaga en Elton John opgetree het. Die koerante berig die feesvieringe wat al Donderdag begin het en Saterdag met die plegtigheid in die skeepswerf afgesluit het, kos na raming so wat R894 miljoen tot 250 gaste. Het Vrydag se seremonie op San Giorgio Maggiore bygewoon. Matteo Bocelli, die seun van die Italiaanse tenor Andrea Bocelli, het na wat berig word ook daar opgetree. Wetstoepassers van die Kaapstadse Metro se metaaldiefstal eenheid het in 11 maande byna 2 ton gesteelde metaal opgespoor in die voortsleepende stryd teen kabeldiewe. In die tydperk is 126 vermeende kabeldiewe in hegtenis geneem en meer as 'n kilometer gesteelde kabels is wel teruggekry. JP Smith sê daar is die afgelope week goeie nuus ontvang oor 'n kabeldief wat 15 jaar tronkstraf opgelees nadat hy in November 2023 in Kraaifontein in hegtenis geneem is weens die besit van 8 sakke kabels, eiendom van Transnet wat meer as 400 kg geweg het. Die verdagte man is opgemerk waar hy met 'n rooi Opel voertuig by die eiendom uitgery het. Hy is in voortrekkerwag van die pad getrek en daar is beslag gelê op die koper van R550.000. Daar is talle onbeantwoorde vrae nadat die lijk van 'n man in die dak van die Hazyview polisiekantoor in Mpumalanga ontdek is. Daar is na die bron van die reuk gesoek, maar aanvanklik kon niks gekry word nie. Woensdag is die ontbinde lijk onder dakbalke ontdek nadat dakteels verwyder is. 'n Voorlopige ondersoek toon dat die man moontlik doodgeskok is. Die groot vraag is hoe die man homself in die dak ingekry het. Daar is gereedskap langs sy liggaam gevind. Die man se lijk is Donderdag in 'n operasie deur speurders die Mbombela brandweerdiens en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oopot verwyder. Die ondersoek duur tans voort. In Italië het die onder 20 wêreldtoernooi op 'n hoë noot vir die jong bokkies begin. Hulle het beslis die rugby wêreld aan die praat na gister se skittervertoning wat deur hierdie span behaal is. Die jong bokke het teen hulle ewekneef van Australië kragtig gemeet. 'n Mens kan duidelik sien dat Kevin Foot, die afrigter van hierdie span, alle aspekte van sy resep vir goeie rugby aan sy manne in groen oorgedraai het. Die rustuittelling was 33 teen die 5 van die Aussies. Die finale telling tussen die twee spanne was 73 vir die Springbokke en 17 vir die Aussies. Puntemakers vir Suid-Afrika was Asimpi 2-3, Herman Libbe, Sian Dlozi 2-3, Cheswell Jooste, Guillermo Mentoe, JJ Tron, Jaco Grobler, Colin Jali en Jaco Williams, elk 1-3 vir die span. Die Valke die grens, Vrydag aand in die Sisa Dukasi Stadion, buite Oos-London, met 33-15 geklop nadat die besoekers met rustyd 21-5 punte voor was. Die Oosranders het daarmee hulle onoorwonde vertoningslys volgehou en het tot dusver 3-3 gewen en 'n voltal van 15 ligapunte vir hulle ingesamel. Die Griffins het Saterdag die SWD Arende in George met 40-31 gewen. In die ander wedstryd het die OP die Luiperds met 34-21 in Potchefstroom ook oorrompel. Die Valke op 15 punte is voor op die puntelys, gevolg deur die Griffins en die OP wat albei 11 ligapunte het. Die Arende op 8 en die Luiperds 6 is ook nog in die wedloop. Carlos Alcaraz het tennisgeskiedenis in sy vizier op Wimbledon, waar hy die geleentheid het om by 'n uitgeleese groep mans aan te sluit wat die grasband kampioenskap 3 jaar agtereenvolgens kon wen. Doch sê die 22-jarige Alcaraz, die enigste ding waaraan hy dink is die trofee, nie die nalatenskap daarvan nie. Ek is hier en ek dink net daaraan om my titel te wen. Ek wil die trofee lig sonder om te dink aan hoeveel speler die kampioenskap 3 keer agtereenvolgens gewen het. So het Alcaraz aan die koerante bekend gemaak. Suid-Afrika het die crickettoets teen Zimbabwe op 'n goeie noot afgeskop toe hy die lood gewen het en besluit om eerste te kolf in Zimbabwe. Keshav Maharaj het as kaptein van die Proteas op die veld gelei. Die Proteas se kolwers se puntestand lyk so na die afloop van die eerste dag se kolwerk.
De Zorsi het 0 lopies aangeteken, Matthews Breedske 13, Wian Mulder 17, Beddingham 0 en Luandre Pretorius het 153 lopies aangeteken, wat 11 vierde ingesluit het en 4 sesse. Dewald Brewers kon net 51 lopies bygevoeg het, Calverine het 10 lopies aangeteken, Kommerbos het op 100 nie uitgeëindig vir die dag wat insluit 10 vierde. Keshav Maharaj kon 21 lopies byvoeg en Cody Youssef het vir Bos mooi bygestaan en 27 lopies bygevoeg en Kwena Mapaka het 9 lopies bygevoeg, wat die Proteas op 418 vir 9 paaltjies op die eerste dag gelaat het. Blessing Mazurubani het vir Zimbabwe met welwerk 2 paaltjies geneem vir 59 lopies wat hy afgestaan het. Wellington Masakatsa het 1 paaltjie gevat vir sy 109 lopies. Tanaka Chivanga was uitblinker van Zimbabwe en het 4 paaltjies geneem vir 83 lopies wat hy afgestaan het. Vincent Masekesa het 1 paaltjie ingehoes vir 97 lopies wat hy in 9 beurte afgestaan het. Maar die hele dagse wedstryd behels het die Proteas in die geheel as die wenner na die eerste dag uitgetree. Suid-Afrika sal sy tweede beurt op 49-1 hervat nadat Matthews Breedske vroeg vir enkele loopie uitgehaal is. Toe die penne laat gistermiddag weens swak lug uitgetrek is, was Tony De Zorsi op 22 nie uit nie van 25 balle wat insluit 2 vierde wat in die eerste beurt vir 'n nulletjie uit is en Wian Mulder op 25 nie uit van 47 balle wat insluit 4 vierde voor die paaltjies. Die veelsidige Mulder was in die Zimbabwese kolfbeurt Suid-Afrika se beste bowler met 'n ontleding van 4 vir 50 lopies. Japan was die gasheer van die manne van Nieu-Seeland en het weliswaar gewys, hulle moenie onderskat word in die rugby wêreld nie. Die halftydtelling was in die guns van die Japaneese span met 17-15 van die Nieu-Seelandse span. Die tweede helfte het die All Blacks beslis die krane oopgedraai en verskeie drie het gevolg en gewys hulle kan enige span met hulle dryfmaalbewegings oor aansit. Die spel van die man in swart het in die tweede helfte beslis 'n ommekeer beleef en die finale telling was 20 vir Japan en 53 punte vir die All Blacks. Die Britse Leeuwse wedstryd het in die Optus Stadion plaasgevind voor 'n vol stadion van toeskouers sowel as die Western Force as die toerspan, die Britse Ierse Leeuwse mense. 'n Goeie wedstryd het gevolg en verskeie skitterdrieë is deur die Britse manne gedruk. Van die afskop af kom ons waarneem dat die Britse span daar aangeland het om 'n indrukwekkende rugby vir hierdie toeskouers te bring. Die Force kon net een keer die Britse se doellyn oorsteek. Daarenteen het die Britse Leeu's verskeie kere na goeie lopies die Force se doelgebied besoek en die finale telling was 7 vir die Western Force en 54 punte vir die Britse Ierse Leeu's. Die DHL stadion in Kaapstad was redelik vol gewees omdat die Springbokke saam met Rassie Erasmus en sy afrigtingsspan die gasheer was vir die Barbarians. Hoewel dit nie as 'n amptelike toets erken sal word nie, sal baie spelers voel hulle die toetswêreld van rugby betree. Die veld was redelik nat gewees, maar dit het nie die loop van die wedstryd so baie beïnvloed nie. Die beker waarvoor gespeel was die Qatar Airways Cup. Die halftydtelling was in die guns van die Bokke, se 19 punte teen die 0 van die Barbarian span. Vir die Bokke het die begaafde Vincent Tsutsuka sy stempel afgedruk en 2-3 gaan druk. Die Bok-afrigters sal beslis na hom moet kyk in die toekoms. Soos gewoonlik het Cheslin Kolbe beïndruk met sy dartelopies as hy die bal in hand gehad het en het oorgeval vir 'n 3. Op nommer 8 het Jean-Luc Dupré beslis ook beïndruk en mooi duikslae uitgevoer. Jesse Kriel, die kaptein en lodejager, het ook met inklimspel gewys hulle behoort in die begintal van enige bokspan. Vir die Springbokke het Malcolm Marx, Cheslin Kolbe, Vincent Tsutsuka, 2-3, Jan-Hendrik Wessels, Kurtley Arnse, lodejager en Damien Delende agter die doellyn gaan kuier. Vir die Barbarians het Melvin Jaminet 'n 3 gedruk en het sommer verdoel. Die finale telling op die bord was 54 vir die Springbokke en 7 punte vir die Barbarians. Verskeie spelers het beslis hulle hande opgesteek om die Bokke in die toekoms te kan verteenwoordig. Volgende Saterdag speel die Springbokke teen Italië. Lando Norris het sy derde oorwinning in vanjaar se reeks behaal toe hy sy McLaren spanmaat Piastri gewen het. Norris het daarmee tot binne 15 punte op die kampioenskapspuntelys van Piastri gekruip. Charles Leclerc van Ferrari was derde gewees. Dit was 'n ideale uitslag vir die span sy 1-2 net soos dit beplan was. Verstappen was reeds in die eerste ronde in 'n ongeluk met Kimi Antonelli van Mercedes betrokke en moes die handdoek ingegooi het. Afgesien van Verstappen se ongeluk was dit 'n effense saai en voorspelbare Grand Prix gewees. Piastri is na die tweede plek steeds voor op die puntelys met 216 punte, gevolg deur Norris op 201 punte en Verstappen op 155 punte en Russell op 146 punte. Marc Marquez
het gister met 'n oorwinning in die Nederlandse MotoGP sy voorsprong in die wêreldkampioenskap verder vergroot. Marquez het op sy Ducati voor Marco Bezzecchi van Aprilia oor die wenstreep gejaag met Francesco Bagnaia in die derde plek. Marquez is nou 68 punte voor Alex op kampioenskapspunte, met Bagnaia 126 punte agter na 10 rondes van die 22 wedrenne hierdie seisoen. Marquez het sy spanmaat in die 5de ronde verbygesteek, maar 'n ronde later het sy broer Alex met Pedro Acosta gebots en geval. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1023, Polokwane 319, Lepalale 624, Mbombela 222, Mahikeng 219, Pretoria 421, Johannesburg 414, Ermelo -2 en 18, Richards Bay 1124, Pietermaritzburg 5 en 21, Durban 9 en 23, Port St Johns 923, Bethlehem -3 en 16, Bloemfontein -2 en 17, Allawald Noord 0 en 17, Welkom 0 en 18, Vryburg -2 en 21, Kimberley 0 en 21, Appington 3 en 23, Preska 3 en 22, Springbok 4 en 21, Karasburg 526, Keetmanshoop 325, Mariental 226, Alexanderbaai 10 en 18, Brandvlei 121, Loederitsbaai 925, Vredendal 722, Kaapstad 11 en 19, Sutherland -2 en 15, George 724, Jeffreys Bay 727, Gilberra 727, Graafreinet 21, Oos-London 927, De Aar 0 en 18, Molteno -3 en 13, Beaufort Wes 5 en 22 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17 en 82 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11 en 65 sent. Die euro verhandel teen R20 en 92 sent. Die pond kos R24 en 43 sent. Die prys van 'n yen is 12 sent. Die prys van silwer is $36. Goud verhandel teen $3,274 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $67, 70 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag, dis Maandag. Nuwe uitdagings, positief en negatief, sal op jou pad kom. Beplan jou take, moet niks uitlaat nie. Gee meer aandag aan die negatiewe take. Geniet die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.